Saai soos jy wil maai. 2 Korintiërs 9 verse 6 en 8 sê, die punt is, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. As Paulus geld insamel vir die arm Christene in Jerusalem, herinner hy die gelowiges aan die beginsel van saai en maai. Hy sê hulle bydraes is soos saad wat 'n oes sal oplewer. Hy bedoel nie net finansiëel nie, maar noem ook 'n oes van geregtigheid, van dankbaarheid en lof. Ons kan die beginsel van saai en maai maar aanvaar. Ook Jesus het dit sterk onderstreep. Maar ons moet oppas om dit nie net in finansiële terme te sien nie, veral nie as iets wat ons kan manipuleer nie. Hoe die oes kom en wanneer is in die Here se hande. Die feit bly egter, as ons saai, sal ons maai. Dit kan nie anders nie. Saai dus vrymoediglik, saai ryklik en oorvloedig, nie karig nie. Saai sonder om aan die oes te dink. Daar sal 'n oes wees. Dit het die Here beloof. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, help my om ryklik te kan gee, te saai, te seën, op te bou, bloot omdat ek so 'n soort mens is, nie omdat ek iets terugverwag nie. Daarvoor sal U sorg. Amen. Die Here seën jou.